Môre, dis Vrydag die 27ste Februarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met daardie lekker warm beker koffie in die hand. Die vorige keer het ons gesien hoe Isak geweldig begin sidder het toe hy agtergekom het dat hy nie God se plan kon stap nie. Maar weet jy, daardie siddering het nie by die pa opgehou nie. Dit het ongelukkig oorgespoel na die seun toe, maar op 'n baie donkerer manier. Dit bring ons vandag by Genesis 27, vers 40 en 41. En Esau staan daar en hy besef uiteindelik, hy het die heel belangrikste ding in die lewe weggegooi vir 'n vinnige bakkie lensies op. En nou is die deur vir ewig toe. Isak kyk vir hom en sê, van jou swaard sal jy lewe. As 'n mens net vinnig daarna kyk, klink dit dalk na 'n dapper profesie. Maar in die oorspronklike Hebreëus lê daar 'n vreeslike geheim in daardie woord vir swaard. Sien, gerb beteken nie net 'n wapen nie. Dit praat ook van 'n droogte en verwoesting. En dit is presies wat met Esau gebeur het. Omdat hy buite die genade van die Here wou lewe, het sy binneste begin opdroog. En as 'n hart eers droog word van genade, dan word hy dodelik. Dit is hoekom ons in vers 41 lees dat hy sy broer Jakob vyhandig gesind word. Hy begin moordplanne beraam en wag vir die roudae oor sy vader. Jy wonder dalk hoekom hy so verbitterd geraak het. Die rede lê daarin dat Esau die tipiese derde generasie kind was. Sy oupa Abraham het 'n pad met God gestap. Sy pa Isak het nog die altaar geken. Maar Esau wou net die geskenke by die partytjie hê. Hy wou nie die maatjie ken wat verjaar nie. Hy wou God se seun koop met wildsvleis, maar hy het vergeet dat die Here nie na jou offerbord kyk nie. Hy kyk na jou hart. Maar kyk hoe verander die prentjie wanneer ons na die kruis toe kyk. Waar Esau sy swaard geslyp het om te vernietig, het Jesus Christus die swaard van God se regverdige oordeel vir jou gedra. Hy het die ware bitter geroep uitgeskreeu, sodat jy nooit voor 'n toegenade deur hoef te staan nie. Hy kom herstel die vrede wat Esau met geweld wou afdwing. Moenie vandag jou krag mors om te veg met die swaard van bitterheid nie. Kyk op na Jesus, ons middelaar. By hom kry jy 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons bid saam. Here ons God, U is die getroue en U woord staan vas vir altyd. Vergewe ons dat ons dikwels meer bekommerd is oor ons aardse regte as oor U koninkryk. Dankie vir Jesus wat die bittere pyn vir ons gedra het, sodat ons vandag in U vrede kan lewe. Here, moenie toelaat dat ons woede of ons seer van vandag 'n donker wolk oor ons kinders se môre word nie. Help ons om nou te vergewe sodat hulle in vryheid kan groot word. Haal die wortel van bitterheid uit ons harte uit en help ons om te begin rus in U liefde alleen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Moenie dat jou bitterheid oor gister jou keer om die vrede van Jesus vandag deur jou te laat skyn nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.